Goeiedag en baie welkom, ek is Jan van die Kerk en jy luister na Kruin se digitale erediens. Mag ons vandag saam uit God se woord kyk na die lewe en ook luister na dit wat die Here graag wil hê ek en jy moet hoor. Dink vir 'n oomblik terug aan hoe jy en die res van die land gevoel het oor verlede week se sport. Nou praat ek van die cricket, die rugby en ook driekie se geveg. Ek dink nie dis iets wat ons sommer weer aan wil dink nie, maar ek dink jy sal met my saamstem, ons hou nie daarvan om te verloor nie. Ek dink sommer nou klaar aan al die grappies wat op sosiale media verskyn het van Suid-Afrikaners wat so half hulpeloos op 'n bank in 'n fetusposisie sit en hulle self baie jammer kry. Ons hou nie daarvan om te verloor nie. Is nie lekker nie. Maar die laaste ruk gesels ek met soveel mense wat sit met hierdie emosie van verloor. As mense dit so 'n bietjie dieper vat, dan praat ek hier van daai emosie waar jy voel, ek verloor in die lewe. Dat baie mense al op so 'n punt gekom het, dat hulle eintlik begin perspektief verloor het. Dat baie mense so sukkel om die groter prentjie van die lewe raak te sien. Jy ken daai plek. Daai plek wanneer selfs die kleinste terugval baie kan wees, dat daai een onnodige opmerking jou oor die drempel gaan stoot. Een terugval te ver. Dat jy op so 'n plek kom wat jy voel, ek kom nie die mas op nie. Ek dink ons almal ken dit. Jy gee jou heel beste, maar dan begin jy wonder in jouself, maar wat is my beste nie genoeg is nie. Jy probeer kop bo water hou, maar die wêreld trek jou al hoe dieper in. Hoe hanteer 'n mens dit? Hoe hanteer 'n mens dit as jy op so 'n plek is? Jy sien, die lewe is nie eenvoudig nie. Veral nie wanneer jy agterkom, jy doen jou huiswerk, jy sit jou tyd en jy sit die moeite daarin, jy doen selfs meer as wat van jou verwag word, maar dan kry jy nie die posisie nie. Jy word nie aangestel nie. Jy kom net nie bo uit. En dit gebeur met ons almal, dat ons so bewus raak van ons teleurstellings, daai een slegte punt wat dalk die laaste druppel in die emmer was, dat al hierdie goed begin ons fokus steel, dat hierdie plek waar ons is begin ons fokus steel, dat selfs wanneer jy op 'n plek kom wat jy wel wen, mis jy die wen. Jy kyk verby die wen. In die Bybel kry ons 'n verhaal van iemand wat ook perspektief verloor, waar die lewe baie geraak het. En dit wil so half lyk, en ons kyk vandag na Elia se verhaal, dat een dreigement, een laaste druppel in die emmer, te veel geraak het. Kom ons lees uit 1 Konings 19 vanaf vers 1. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toegestuur, om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê, en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kon kry, skud 'n engel hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou lank word. Toe gaan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Ons lees net tot daar. As ons kyk na Elia se lewe, kan ons dalk baie leer. In die vorige hoofstukke, en dan veral nou hoofstuk 18, sien ons dat Elia vir koning Agab konfronteer. En hy vra, wie is werklik die God van Israel? En dan vra hy die volk, is dit Jahwe of is dit Baal?
En dan wys God sy mag, eers met 'n droogte wat op sy bevel gekom het, toe met vuur uit die hemel wat die offer op die berg Karmel verteer het, en daarna met die reën wat op sy gebed die droogte beëindig het. Hierdie was alles massiewe wenne, veral die op die berg Karmel waar God vuur uit die hemel laat neerdal het. 'n Wonderlike oorwinning. Maar dan gebeur daar 'n ding, en dit is waarvan ons vandag gelees het. Die dreigement van Jezebel, die koningin. Jezebel stuur 'n dreigement waarvan ons lees in vers 2 en sy dreig hom en sê, mag die gode my swaar straf as ek nie teen môre hierdie tyd met jou lewe maak soos wat jy met die profete gemaak het nie. Dis 'n doodsdreigement. En hierdie was die druppel wat die emmer laat oorloop het. Elia gaan in groot vrees in. 'n Mens sou eintlik kon dink Elia sou hierdie dreigement afgelag het. Hy het pas die Baal-profete oorwin daar op die berg Karmel. Hy het gesien hoe God se vuur uit die hemel uit neerdal, maar die Bybel sê Elia het bang geword. Hy het gereed gemaak en hy het uit vrees vir sy lewe pad gegee. Dis eintlik baie vreemd as mens daaraan dink. Jezebel se woorde klink eintlik leeg as jy na alles moet kyk wat vooraf gebeur het. En tog, Elia raak vreesbevange. Julle sien, ek dink is eintlik so menslik, want dit wys selfs die grootste gelowige kan perspektief verloor. Selfs iemand wat God se vuur gesien het, kan voel sy beste is dalk nie goed genoeg nie. Hy is uitgeput, hy het 'n groot geestelike ding nou net beleef en nou kom maar nog 'n dreigement en nou is dit te groot. Nou vlug hy. Ek wonder of ons hiermee kan identifiseer. Baie van ons ken dit dalk as ekonomiese druk, gesondheid wat agteruit gaan, gesinsuitdagings in jouself of by jou werk. Dat dit soms so erg is dat jy werklik net bang word vir die toekoms. Elia het alles gegee, hy het homself oopgestel vir die Here om hom te gebruik, maar ten spyte van hierdie oorwinning kry hy hierdie dreigement. Hy het alles gegee, maar hy voel waarskynlik niks van hierdie is dan permanent nie. Almal gaan net weer val in afgodsdiens. Hy raak moedeloos. Hy kom tot op so 'n plek waar hy sê in vers 4, dit is genoeg, Here, neem my lewe. Hy gaan sit dan onder 'n besembos daar in die woestyn en hy wil eenvoudig net nie meer aangaan nie. Daar by die plek Berseba, 'n belangrike plek. Berseba was die suidste punt daar in Juda, ver buite die gebied waar Elia gewoonlik as 'n profeet opgetree het. Mens kan dit eintlik simbolies sien as hy het die plek waar hy optree verlaat. Hy het opgegee. Hy wil alleen wees. Hy wil niks met sy profetiese taak mee te doen hê nie. Alles wat wys dat hy voel hy's dalk nie opgewasse, goed genoeg vir dit nie. Maar hoe tree God op? En dis dalk die belangrikste wat ons vandag moet hoor. God sê nie, kom aan Elia, ruk jouself reg. Moenie so negatief wees nie. God maak nie soos baie van ons mense maar maak. Baie hoe ek en jy ook maar maak. 'n Engel bring brood en water en hy sê, staan op, anders gaan die pad vir jou te ver wees. God raak hom tasbaar aan en God begin by die basiese, rus, herstel, kos. Dit gee hom genoeg krag om aan te gaan. 40 dae en nagte later kom Elia by die berg Horeb aan, die einste berg waar God homself aan Moses geopenbaar het en vir Moses die wet gegee het. En dis op hierdie einste plek waar God homself ook aan Elia openbaar. Daar kla Elia en sê, hy het alleen oorgebly. Die almal anders het verval in afgoderry. En God openbaar homself en ons lees, skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Die Here was nie in die stormwind nie, ook nie in die aardbewing nie, ook nie in die vuur nie, maar in die sagte fluistering van die stilte van die wind. Ander vertaling sê net in die stilte, die doodse stilte.
Die Here sê in soveel woorde vir Elia, jy kan dalk dink jy het verloor, jy het dalk moed opgegee, maar ek is nog besig met jou. Ek is steeds deel van jou lewe en jy is nog steeds deel van my plan. Hoekom in die fluistering van die windstilte? Want julle sien, dit lê in die stilte. Elia moes leer om stil te raak voor die Here, om sy vrese vir die Here te gee, om dit alles uit te stort voor die Here. Dit is juis hier in die stilte waar God se planne duideliker word. Daar waar ons gedagte en ons planne en ons maniere van doen minder word. Waar ons al hoe meer God se maniere en planne kan raak sien. Dat ons kan raak sien dat die Here besig is met ons lewe. Dis direk daarna wat die Here vir Elia dan 'n nuwe opdrag gee, 'n nuwe roeping gee. En sê vir Elia dat hy moet nog konings gaan salf. Hy moet nog vir Elisa gaan salf as 'n profeet, sy opvolger. Miskien is jy dalk op 'n plek vandag waar jy voel dat jy moed op wil gee. Dat jou beste, alles wat jy insit, jy voel word nie raak gesien nie. Of dit kom nie tot 'n punt nie. Elia se verhaal wys vir ons dat daar kom tye wat dit so gaan voel vir my en jou. Dat die lewe so besig raak, dat ons baie keer ook maar perspektief verloor. Dat daar soveel druk op ons gesit word, dat dit te veel raak. Elia moes nuwe konings gaan aanstel, hy moes vir Elisa nog gaan salf. En die Here kom wys vir hom in die stilte, dat die Here nog nie klaar is met hom nie. En dit geld vir my en jou ook. Dat ek en jy ook deel is van die groter prentjie. Wanneer planne nie altyd uitwerk soos ons gehoop het nie, of ons voel, dit wat ek insit, word nie gesien nie, of ek voel nie goed genoeg nie, dalk is dit juis daar, waar God my en jou roep om te wag, om te luister, om te ontvang. Minder van my gedagtes, meer van God se gedagtes. Dit is daar in die stilte, waar ons besef, ons is eintlik deel van 'n groter prentjie, 'n groter droom. Dat ek en jy ook deel is van God se wil en droom van hierdie wêreld. En dat baie keer hou werk of klomp konflik of familieverhoudings of enige iets wat vir jou op hierdie oomblik voel te veel is. Baie keer hou hierdie goed ons besig en dit trek ons fokus so af van dit waarmee die Here besig is in die lewe. Dis eers wanneer ek en jy stil word, waar ons worstelinge, dit wat ons laat twyfel, wanneer ons dit vir die Here gee, en dat die Here ons ook op hierdie manier nuwe perspektief sal gee. Dis ook my gebed vir jou. Mag jy ook, daar waar jy is, in die stilte, in die fluistering van die wind, die Here se wil soek, en dit ook vind. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag kan kom stil word by U. Here, dat die lewe soms baie veel eisend is. Here, dat daar altyd hierdie druk is om meer te wees, meer te doen, daar te wees. En dat ons so maklik kan fokus op al die negatiewe goed. Here, dat die lewe hierdie manier het om ons plat te slaan, die mat onder ons voete uit te ruk. Maar Here, dankie dat U altyd die een is wat terugkom. Here, dat U die een is wat ons daar in ons nood kom ontmoet. Here, dat U ons voed, ons krag gee en ons ophelp. Dat U vir ons mense in ons lewe stuur wat ons ook hiermee help. Here, ek bid dat ons ook U in die stilte sal ontmoet. Dat ons al ons bekommernisse, dit wat ons pla, na U toe sal bring, dat ons lewens ook kan heroriënteer binne U wil. Amen. Ontvang ook dan nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die konstante teenwoordigheid van sy Gees, die Heilige Gees, by jou bly en met jou werk.
Kryners, ons is reg en sien uit om saam met julle huise te wees wat Jesus volg en dit te leef. By Kryn weet ons, die lewe is kompleks en gaan ons spasie skep waar jy kwesbaar kan wees en binne sulke veilige ruimtes groei en balans in jou lewe kan inbou. Hier is 24 verskillende groepe of bedieninge waarby jy kan inskakel. By party kan jy met jou gawes en passies kom dien en 'n verskil maak en by ander kan jy inskakel en met ander connect omdat jy dieselfde behoefte of belangstelling deel. Hier is iets vir elkeen om aan die liggaam van Christus deel te kan neem. Hier is ook vir jou geleentheid om lewensgroei te beleef, deur hulp en ondersteuning vir die areas in jou lewe waar jy dit nodig het, soos met rousmart en versorgingsondersteuning of egskeidingssorg, ons kursusse, huwelikskursus, ouerskapkursus, bybelskapkursus, hier is iets vir elkeen om by in te skakel. By Kryn is ons baie gefokus op ons groeigroepe. Groeigroepe is iets wat in die middel van die week gebeur, waar ons Kryners die geleentheid gee om in te skakel, saam met hulle vriende, saam met hulle bure, om saam oor die Here te dink. Dis 'n geleentheid waar hulle kan leer en groei in die geloof, en ons maak dit so maklik as wat ons kan. Ons gee vir jou materiaal elke week, in 'n kwartaal kry ons 5 weke, en dit is 'n wonderlike geleentheid om net weer dieper in geloof te groei. By Kryn het ons ook belangegroepe waar jy kan kom nes jy is en binne jou belangstelling behoort en aan 'n groep wat dit saam met jou kan deel. Dit is ook 'n lekker plek om mense na toe te nooi om saam die lewe te kom geniet. Kryn belangegroepe gaan dus oor kom, beleef, geniet en nooi. By Kryn doen ons goed, waarmee ons bedoel dat ons aktief, prakties en sinvol as Jesus se liggaam betrokke is, deur dinge te doen wat werklik 'n verskil maak en impak maak in ons gemeenskap. Ons fokus daarop om 'n gemeente in die gemeenskap en vir die gemeenskap te wees en 'n positiewe verskil te maak in ons gemeenskap, deur goeie dinge te doen, maar ook ander te inspireer om dieselfde te doen. Want dan leef meer mense met hoop, egtheid en vertroue, en dan begin die gemeenskap anders lyk. Ons hoop is dat Kryners se stories en hoe hulle Jesus daarin beleef, die liggies van hulle huise word, sodat dit sigbaar kan word vir die res van Kempton Park. Wanneer mens 'n ligfoto van ons gemeenskap sou neem, moet al die huise wat Jesus volg en dit leef, waar hulle bly, werk en speel, se lig duidelik sigbaar wees. En dan sal ander in die gemeenskap wat nog soekend is, vir wie die donkerte van die lewe soms te veel is, deur hierdie lig van Jesus wat deur Kryners uitgeskyn word, deur dit aangeraak word. Dit is hoe hoop en liefde sigbaar word in ons gemeenskap.